Vriende, ons lees vanoggend saam uit Lukas 24 uit. Dis een van my mees gunsteling gedeeltes in die Bybel. Lukas 24 vanaf vers 13, die verhaal van die Emmausgangers. Lukas 24 vanaf vers 13. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion weg van Jerusalem. Hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Waaroor loop julle so met mekaar en redeneer?" Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het geantwoord: "Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie?" En hy vra vir hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom: "Dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom te laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag voordat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue dit gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle: "O julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?" Hierna het hy begin om die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis, maar hulle het sterk by hom aangedring: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby." Hy het toe ingegaan om by hulle te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy die brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en het hulle hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê: "Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie?" Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het, en hulle het gesê: "Die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn." Hulle verduidelik toe wat op pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ons lees tot sover. Dis een van my gunsteling gedeeltes, net oor hierdie oomblik wat Jesus gedeel het met hulle op pad na hulle tuisdorp toe, dat hulle kon gesels het oor die woord en oor hierdie dinge. Maar daar's so 'n gedeelte aan die begin, in vers 19, wat sê, of sies nie in vers 19, dit is nog voor dit, vers 16, dat hulle oë verhinder was om hom te herken. Dat hulle nie beleef het en besef het wie hy was nie. En daar's baie debatte oor wat presies dit beteken het en hoekom dit sou so gebeur het, dat hulle nie Jesus kon herken nie. Maar ek dink in my gedagtes het dit dalk bietjie meer te doen met waarop hulle gefokus het. So ek wil graag met julle 'n video deel waarna ons kyk vanoggend. Ek wil hê julle moet daarna kyk. Dit is 'n video van 'n advertensie wat oorspronklik geskep is vir bewusmaking dat mense nie fietsryers omry nie.
Maar kyk dit en sien of julle kan agterkom waarvan hulle hierso praat in hierdie video vanoggend. Ek deel dit graag met julle. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Did you see the moonwalking bear? Het iemand van julle dit die eerste keer gesien? Ek onthou, een van my dosente het vir my op universiteit gewys dat ons bietjie praat oor hoe ons soms so fokus op een iets wanneer ons die Bybel lees of 'n teksgedeelte dat ons nie die voller prentjie sien nie. Nou as ek bietjie moes raai oor die Emmausgangers, voel dit vir my dat hulle dalk ook die voller prentjie gemis het. Hulle was so hartseer oor Jesus se sterfte dat hulle heeltemal vergeet het wat die skrifte gesê het en wat sou gebeur het. En so Jesus loop met hulle en probeer hulle verduidelik, maar dit sink nog steeds nie in nie. Dis eers wanneer hy die brood breek en hulle hom en hy die seën uitspreek dat hulle werklik besef wie is, waar hulle oë so te sê oopgaan. Waar hulle die groter prentjie sien en besef waaroor Jesus se opstanding regtig gaan. Dit is vir my baie interessant dat wanneer ons hierdie teksgedeelte lees oor die Emmausgangers, dat Jesus die waarheid van wat sy opstanding regtig beteken vir ons op verskillende maniere onderstreep. En dit het vir my te doen met so half daai 3 dinge wat 'n mens soms vir mekaar sê. As 'n mens oor enige situasie praat, dan vra mens altyd wat het gebeur, hoe het dit gebeur en hoekom het dit gebeur. En in hierdie teksgedeelte voel dit vir my dat ons sien wie Jesus werklik is deur wat hy gekies het om te doen, hoe hy gekies het om dit te doen. En dan die hoekom vind ons aan die einde van die teksgedeelte oor hoekom hy dalk gekies het om hierdie dinge so te doen. So daar's hierdie 3 momente wat ons vind in die teksgedeelte. So kom ons begin dalk by die eerste moment. Wat het Jesus gedoen? Jesus het verskyn aan mense na sy opstanding. En hy het spesifiek gekies om te verskyn aan hierdie 2 mense op pad terug na Emmaus toe. Nou die eerste keer toe ek hierdie teksgedeeltes gelees het, toe wonder ek by myself, hoekom het Jesus gekies om dit so te doen? Hy het aan hierdie mense verskyn en as ons lees in ander teksgedeeltes in die evangelies, het hy verskyn aan die vrouens na hulle van die graf af op pad was om die disippels te vertel. Hy het weer later verskyn aan Thomas, ongelowige Thomas wat die wou sien die seerplekke in sy liggaam. Hy het verskyn aan hulle in Galilea, daar waar die disippels vis gevang het en gebraai het. Hoekom het hy gekies om dit so te doen? Want in my gedagtes sou ek opgestaan het en ek sou gesê het, tada! Ek sou gegaan het na die Romeinse owerhede toe, ek sou gegaan het na die priesterhoofde en ek sou vir hulle gesê het, hier is ek. Julle het my bespot. Ek het opgestaan na 3 dae. Julle was seker dat ek dood is. Hier staan ek vandag. Hoekom het Jesus nie dit gedoen nie? Sou dit nie beter gewees het nie? Om vir al die ongelowige mense te sê dit wat gebeur het nie? Maar nou kies Jesus om aan individue te verskyn. Nou ons vermoed uit omtrent aan so 500 mense of wat verskyn, verskillende mense op verskillende tye. Maar ek dink die rede hoe Jesus gekies het, die wat Jesus gekies het om te doen met sy opstanding getuig van wie Jesus werklik is. Die hele idee rondom Jesus se opstanding is geloof. En deur op te staan en die geloof bevestig van die wat hom gevolg het, kom hy nie net die profeseë na wat hulle in geglo het nie, maar hy maak nie 'n spektakel van sy opstanding nie.
Maar deur hierdie klein oomblikke soos met hierdie mense te stap na hulle tuisdorp toe, bevestig en versterk hy hulle geloof en maak hy hulle eintlik gereed om getuienis te gaan lewer. Ons gaan nou by daai punt kom. So dit is wat hy gedoen het. Hy het gekies om aan individue te verskyn en hulle te ontmoet in hulle twyfel en hulle worstelinge en hulle daaruit te help. Hoe het hy gekies om aan hulle te verskyn? Hy het gekies om aan hulle te verskyn op 'n manier waar hy persoonlik met hulle tyd spandeer het. Hy het op 'n intieme en persoonlike manier tot elkeen van hulle bedien. En wat vir my merkwaardig is van hierdie, is dat dit 'n voorskou is van die Heilige Gees se bediening wat kom. Want die Heilige Gees ken ons albei op 'n persoonlike en intieme manier. Bedien tot elkeen van ons, troos tot ons, versterk ons op 'n unieke manier wat net waar is tot ons. Die Heilige Gees bedien ons op 'n persoonlike manier en so die hoe Jesus aan mense verskyn getuig ook van die werking van die Heilige Gees wat uitgestort gaan wees. En dit gee vir ons 'n voorsmaakie want in Jesus se liggaamlike kapasiteit kan hy net op een plek op een slag wees. En net soos wat ons as mense probeer om te multitask en doen wat ons wil, kan ons ook net op een plek op een slag wees. Maar deur Jesus se opstanding uit die dood, opvaar na die hemel en die uitstorting van die Heilige Gees is Jesus met elkeen van ons elke oomblik van elke dag op 'n baie persoonlike en intieme manier. En dit bring my dan by die hoekom, die derde gedeelte van hierdie teksgedeelte. Hoekom kies Jesus om op 'n persoonlike 1-tot-1 intieme manier met ons 'n pad te stap en aan hierdie mense te verskyn? En ek het net nou vinnig daaraan geraak. Hierdie oomblikke wat hulle spandeer met God, gee vir hulle 'n lewensoortuiging en bevestiging wat maak dat hulle getuies kan wees van Jesus se opstanding en lewe. Dis meer as om net te hoor, dis meer as net om te sien, dit is persoonlik. Dit is vinger in die wond, dit is saamloop en getuig van die boodskap van die evangelie wat deur die hele Bybel deur loop. Die Here maak hierdie mense gereed om die engine te wees van die evangelie wat gaan versprei reg oor die wêreld. Want hulle het 'n persoonlike belewenis gehad dat hulle lewe vir eens en vir altyd sou verander. Hierdie belewenis het hierdie mense op pad na Emmaus toe so verander dat nadat hulle hulle bestemming bereik het en dit aand is, dat hulle gekies het om op te vlieg, die gevaarlike reis terug in die donker, onthou, in die donker te maak, waar daar boewe was en allerlei ander gevare, terug te gaan na Jerusalem toe en te gaan getuig. As hierdie mense wat hierso is hoeveel 60 stadion, ons dink dit was omtrent tussen 15 en 20 kilometer. As hierdie mense bereid was om daai afstand in die aand nadat dit donker was, nadat hulle reeds die dag gestap het, al die pad terug te kom spesiaal om vir hierdie mense te kom sê dat Jesus leef en opgestaan het, dan gaan ek mos glo wat hulle vir my sê. Hulle is mos nie mal genoeg gewees om dit net te kom doen net vir die van daarvan nie. Hulle was werklik oortuig, die Here het tot hulle gespreek. En dis hierdie persoonlike ontmoetings wat die fondasie vorm van ons geloof ook. Ons almal het stories van oomblikke waar ons die Here beleef het op een of ander manier wat ons lewens vir eens en vir altyd verander het. Wat gemaak het dat ons nie anders te kan as om mense te vertel nie. Dalk 'n oomblik waar jy voel die Here het jou lewe gered, 'n oomblik wat jy deur 'n moeilike tyd is waar die Here jou opgehelp het. 'n Oomblik waar jy vasgeloop gevoel het of wat jy nie geweet het wat om te doen nie, waar die Here vir jou rigting gewys het, of 'n oomblik waar die Here jou kom vertroos het in nood. Dit is hierdie oomblikke waar die Here ons lewens verander, wat ons aanmoedig om ander te vertel van God se liefde en hoop. Dit is hierdie ontmoetings wat droefheid verander in hoop. Hierdie mense was hartseer gewees, bedroef, vasgeloop, hulle het geglo in Jesus, maar tog het hierdie ding nou doodgeloop. God vat daai droefheid en draai dit op sy kop. Dit is die boodskap van Paasondag. Van God se opstanding, van die Paasfees wat ons vier vandag. Dat ons nie net verlos is deur Jesus se dood en opstanding nie, maar dat deur sy Gees die Here met ons is.
Die enigste een wat die dood oorwin het. Niks is sterker as God se verlossing nie. Daarom reageer ons vandag met vreugde en blydskap en met klokkies en met gesang en met gejubel en gejuig. Want daar is hoop. Daar is hoop vir jou en vir my in hierdie wêreld van hartseer en pyn, van teleurstelling, van vrees en dood is daar hoop. Hoop in Jesus se verlossing, hoop in God se droom vir hierdie wêreld, hoop in die kragtige werklikheid van die Heilige Gees. Hoop dat die koninkryk van God nie net 'n droom is nie, of iets wat mooi is, of ons onsself mee troos nie, maar dit verander hoe ons na die wêreld kyk en hoe ons lewe. Dat dit werklik waar is dat Jesus opgestaan het, dat die dinge waarvan ons in die Bybel lees lewendig word in Christus, en iets gebeur het in die geskiedenis van die wêreld waarvan dan ons nooit weer kan teruggaan nie, wat ons vir eens en vir altyd verander. Mag ons oopgaan vir hierdie realiteit, wat voor ons staan in Christus se opstanding. Mag ons die vreugde en blydskap met ander mense deel. Mag ons in 'n wêreld wat oorweldig is deur nuusopskrifte van dood, oorlog en hartseer, die ware boodskap van Jesus Christus se opstanding deel. Daar's niks meer wat die wêreld nodig het vandag as dit nie. Mag die lig wat skyn deur Christus se opstanding en die dood vandag in jou lewe helder brand. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons verkondig vanoggend die boodskap van oorwinning uit die dood uit. 'n Boodskap van hoop en vreugde. Here, vanoggend toe ons gekyk het hoe die son opkom hier by die Nissies, Heer, is ons vertroos en bemoedig deur die wete dat die dood nie finaal is nie en dat U werklik die dood oorwin het. Dis omdat U offer aan die kruis, dis oor U offer aan die kruis en die opstanding uit die dood uit wat ons kan weet dat daar ook vir ons lewe wag na die dood, 'n ewige lewe. Heilige Gees, ons dank U dat U in hierdie tyd ons kon vul met blydskap en opgewondenheid, Heer, dat ons hierdie Paasfees saam kan herdenk en saam kan vier. Mag hierdie lied en boodskap in ons lewe helder brand in ons harte. Mag ons nooit die Paasboodskap vergeet nie. En mag ons nooit vergeet hoe U elkeen van ons se lewens aanraak op 'n daaglikse basis nie. Ons bid hierdie dinge uit genade, Heer, en ons eer U vir hierdie kragtige dade. Amen.